Julle kan asseblief vir my vanoggend oopmaak by Efesiërs 3 vers 1 tot 6 asseblief. Efesiërs 3 vers 1 tot 6. Efesiërs 3 vers 1 tot 6 asseblief. Net voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons ook die Here. Vader, ons prys U vanoggend, liewe Heer, en ons besef soos wat ons hier sit as U kinders dat U is die een wat ons lei. U is die een wat ons lei na die waters, na die groen wynvelde. Maar Vader, hierdie wêreld raak so besig, en ons soveel gebrokenheid en donkerheid, Vader, dat ons baie keer vergeet wie is in beheer, en wie is behoort om in beheer te wees in ons lewens. En Vader, sodoende vra ek vanoggend, mag U elke hart en elke brein vanoggend stil maak, liewe Heer. Mag U vir ons rustigheid verleen vir hierdie tydperk, sodat ons onsself kan herfokus op U woord, dat ons vermaan kan word deur U woord, maar ook bemoedig kan word om te verander. Vader, wat 'n voorreg is dit nie om U naam hardop te sê, wetend dat ons U kinders is. En Vader, sodoende vra ek vanoggend, mag U die boodskap seën, mag elke woord wat gespreek word volgens U woord en U waarhede wees. En Vader, mag ons herskep en veranderd word deur dit. Ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons lees vanoggend uit Efesiërs 3 vers 1 tot 6, sê die opskrif vir ons die verborgenheid van die roeping van die heidene, die apostelskap van Paulus. Vers 1 sê dan, om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deure openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is, deur die Gees naamlik, dat die heidene mede-erfgename is en die medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Net tot sover asseblief. En soos wat julle weet, is ons tans besig met die reeks wat handel oor ons geloofsbelydenis, en ons trek vanoggend by preek nommer 8 en ook by die tweede preek onder dieselfde vaandel en tema wat handel oor die kerk. En ek hoop julle kan onthou, ons het laas Sondag so 'n bietjie op 'n vernuwe manier na kerkwees gekyk, so 'n bietjie uit 'n ander hoekpunt na dit ook gekyk, en eintlik gekyk na elke tydperk wat daar was in die mensdom se geskiedenis, van Genesis, Adam en Eva reg deur tot en met die kerk vandag. En ons het die gevolgtrekking gemaak dat in elke tydperk of in elke era het God vir die mensdom verantwoordelikheid gegee, en die mensdom het geval in daai verantwoordelikheid, en daarna het God hulle geoordeel en gestraf. Maar die vraag is dan vir vanoggend, wat is die verantwoordelikheid vir ons in die tydperk? Is dit miskien om tot redding te kom, of gaan dit verder as dit? En vanoggend gaan ons weer eens so 'n bietjie Israel en hulle nasie vergelyk met die kerklike tydperk, om ook hierdie antwoorde te vind. Maar voordat ons begin met dit, wil ek so kortliks so 'n paar geskiedkundige dinge met julle deel, met so 'n boodskap hier. Nou net na die Tweede Wêreldoorlog was een van die kathedrale in Engeland baie erg beskadig met
bomme wat elke aand geval het op Engeland deur die Duitsers. Hulle het dit the night raids genoem. En toe hulle besig was na die oorlog om al hierdie geboue en antieke geboue te herstel, kom hulle by hierdie kathedraal en hulle vind 'n standbeeld wat uit marmer gemaak is van Jesus wat in stukke is. En sodoende begin hulle om hierdie standbeeld aan mekaar vas te sit weer en aan mekaar te sit en vas te messel of wat ook al jy gebruik om marmer weer aan mekaar te sit. Maar soos wat hulle amper klaar was met die standbeeld, kom hulle agter dat hierdie standbeeld van Jesus se hande is heeltemal weg. Dat dit in stukkies ontplof. En toe was daar 'n groot debat en 'n lang debat oor wat moet hulle doen? Moet hulle 'n man kry om weer hande te maak vir hierdie beeld van Christus? En toe's die debat gaan die hande dieselfde kleur wees as die res van die standbeeld? Moet hulle miskien hierdie standbeeld tot niet maak en niks in sy plek sit nie? En toe kom hulle tot die keuse om die standbeeld net so in die kathedraal te sit met 'n plaatjie op wat sê He has no hands but ours. En in hierdie boodskap verwys dit eintlik na die kerk, die liggaam van Christus, waarvan Christus die hoof is. En ons is sy hande, sy voete en ook sy stem in hierdie tydperk. Ons is die meganisme wat Christus en sy Vader gekies het in hierdie tydperk om hulle werk te doen. En wat vir my interessant is, die enigste Jesus wat die mensdom vir die laaste 2000 jaar gesien het, is die Jesus wat in ek en ook in jou is, in my en in jou, en in sy kerk. Dit is die Christus wat miljoene mense tot redding gebring het, en ons kan eintlik sê miljoene mense oor die tydperk van 2000 jaar. En dis die Christus wat deur ons leef, en ook wat ons behoort is om te openbaar. Maar dan kan ons die vraag vra, en ons het laas Sondag, net so effens of so bietjie aan dit geraak, wat is die doel van die kerk? En ek wil dit vanoggend in eenvoud net vinnig met julle deel, sodat ons kan aanbeweeg, en ek dink dit is heel eenvoudig en vanselfsprekend, en dit is drievoudig. Eerstens, vergroot en verhoog die Here deur aanbidding en die woord. Nommer 2 is om gelowiges te lei om te groei en volwasse te word in die bediening. En nommer 3 is om Jesus te verkondig in alle nasies. Dit is eenvoudig wat ons moet doen as kerk. En nou dat ons die doel verstaan, en eintlik ek dink dit is heel eenvoudig, ons het al soveel preke oor dit gedoen, dit is wat die evangelie vir ons sê, dit is wat ons missie en visie vir ons sê, moet ons aanbeweeg en sê, maar hoe moet die kerk lyk? Want ek dink dit is 'n meer belangriker vraag, want ons verstaan die doel, ons is nie so doelgedrewe altyd in die doel nie, maar hoe moet die kerk lyk in die tydperk? En dan kan ons die volgende vraag vra in hierdie soektog: wanneer was die kerk gebore? Wanneer was die kerk werklik gestig? En die kerk was gebore in Handelinge 2 op die dag van Pinkster. En die tydperk, soos wat ons laas Sondag sê, van die Israeliete, was daar gepause, gestop, en die kerk age of era het begin. En as ons kyk na die term Pinkster, beteken dit 50. Dit het 50 dae na Jesus uit die doodheid opgestaan het gebeur, die dag waar die Gees uit die hemel uitgekom het, en elke liewe gelowige gevul het. En die benaming kom eintlik van die Joodse fees af, wat 50 dae na die volgende fees van die eerste vrug plaasgevind het jaarliks. En eintlik wat dit dan vir ons sê is dat Jesus se opstanding is die eerste vrug, en ons is die vrug wat volg op dit. Ons is die vrug wat volg op sy vrug wat hy gedra het. Ons opstanding is moontlik omrede hy opgestaan het. En in hierdie fees van die eerste vrug, wat interessant is, het hulle altyd 2 brode gemaak en ook 10 diere geoffer. Maar dan kan ons ook aanbeweeg en miskien in vergelyking die nasie of volk van Israel bring en vra, wanneer is hulle gebore?
En ons kan miskien ook vra, wanneer is die nasie gesien as 'n ware nasie? En ons kan miskien sê in Genesis 12 toe God vir Abraham geroep het. Maar eintlik toe was 'n ras gestig. 'n Ras was gebore, maar nie 'n nasie nie. Hulle het amptelik 'n nasie geword toe hulle by die voet van die berg Sinai gekom het, toe God vir hulle die wet gegee het. En die rede hiervoor, hoekom hulle nie 'n nasie was voor dit nie, is omrede voor dit was hulle miskien duisendes of miskien tot miljoene wat in Egipte was, maar hulle was in slawerny en nie gesien as 'n nasie nie. God het vir Moses opgerig om hulle te bevry en ook die 10 plaae gebruik, soos wat julle die stories ken en ook die Bybel ken, vir hierdie doeleinde. En dit was nadat hulle getrek het, 50 dae na dit wat hulle by die berg aangekom het, by die voet van die berg van Sinai, waar God hulle gestig het as nasie. Israel was op dieselfde manier gestig as die kerk. En ek het gedink dit is interessant, want ons nog waarhede wat ons hier kan uithaal, om te sien hoe God op dieselfde manier in elke tydperk werk, maar tog anders. Maar let op Israel se stigtingsdag was 3000 mense doodgemaak omrede hulle 'n goue kalf aanbid het. In Eksodus 32 vers 28 wat sê, en daar het van die volk op die dag omtrent 3000 manne geval. Maar met die stigting van die kerk was 3000 mense gered op die dag. Handelinge 2 vers 41 sê, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Verwysend dat dieselfde ding gebeur het met Israel en met die kerk, maar dit wys vir ons dat ons in 'n ander tydperk leef en dit is genade. Uit genade alleenlik is 3000 tot die kerk gebring. Maar omrede Israel 'n ander tydperk gewoon het, en ook in ongehoorsaamheid sonder Christus wat gekruisig was vir hulle ongehoorsaamheid die dood. En ook 3000 van hulle het gesterf. Maar op dieselfde manier is Israel se stigting aangekondig op 'n kragtige manier uit die hemel. Eksodus 19 vers 16 sê, en op die 3de dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg, en die geluid van 'n baie sterk bassyn, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Maar dan dieselfde met die kerk. Op die stigtingsdag van die kerk was daar ook 'n kragtige aankondiging uit die hemel. Handelinge 2 vers 2 tot 3. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elke een van hulle gaan sit. Ook 'n aankondiging van die stigting. En die boek van Handelinge openbaar dan eintlik vir ons die oorgangstydperk, soos wat ons laas Sondag sê, van Israel na die kerkperiode. En dit is baie belangrik om te verstaan dat Handelinge is alleenlik die brug tussen die twee tydperke. Jy kan nie net jou siening oor hoe die kerk moet lyk uit die boek van Handelinge neem, want dit was 'n tydperk op sy eie, die tydperk van die apostels, die apostoliese tyd. En baie kerke probeer om dit wat op Pinkstersdag gebeur het, te herleef en te herhaal in hulle kerke. En ek is nie iemand wat teen 'n herlewing is, of 'n massa mense wat tot redding kom nie, of vir die kerk om gevul te word met krag nie. Maar ons kan eerder vra, hoe moet ons dit anders doen? En sommige kerke vandag noem tot hulle self Pinksterkerke, en dit is hulle hooffokus. Jy sal sien gewoonlik gepaard met hierdie kerke, nie dat ek vandag hierdie kerke wil aanval nie, glad nie. Maar net wysheid gee uit die woord uit, wat sê die woord, hoe moet 'n kerk lyk? Sal hulle fokus op tale praat? Sal hulle fokus op hierdie geestelike gawes
wat vir ons baie keer vreemd klink en ook lyk. En hulle sal fokus op die 3000 massa bekering en dat die kerk dieselfde hanteer moet word soos die kerk in Handelinge. Fokus net op wonderwerke. Maar Pinksterdag was nooit bedoel om herhaal te word. Pinksterdag moet nie herhaal word net soos Christus se dood, se kruisiging en sy opstanding. Daar kan net een van elke een van hierdie gebeurtenisse wees. Net soos met Israel was daar nie weer 'n dag soos die dag wat hulle by die berg was, by die voet van die berg Sinaï. In Handelinge 2 sien ons die skrywer verwys na hierdie geweldige wind wat plaasvind in Handelinge 2, waar hulle gevul word met die Gees. Maar ons kan vra hoekom? Hoekom 'n wind? En ons sien die rede hiervoor in Johannes 3 vers 8, wat praat oor die Gees, en die Gees verduidelik as wind. En dit sê, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die Gees gebore is. En 'n predikant het een Sondag besluit, of deur die week besluit, hy gaan een Sondag preek oor die wind van die Gees. Verskillende aspekte van hoe hy die wind kan vergelyk met die Gees en vir sy gemeente nuwe insaag gee oor hierdie waarheid. En hy dink toe goed daaraan om na iemand toe te gaan wat die wind ken. En hy dink daar seker niemand beter as 'n see- of bootkaptein nie, want hulle is mense wat elke liewe dag met hierdie wind werk, met hulle seile en alles. En toe hy by hierdie man kom, hierdie kaptein, en hy vra vir hom, hy moet hom verduidelik en bietjie meer dieper waarhede leer van die wind, sê die kaptein vir hom die volgende. Hy sê vir hom, oor die wind weet ek nie veel nie. Ek weet nie van waar af hy kom nie en ek kan hom nie sien nie. Ek weet ook nie waartoe hy gaan nie. Maar een ding weet ek baie goed. Dit is hoe om my seile te span om die wind te vang. En mense, dit is behoort om die kerk te wees. Die wind is nog altyd daar. Die Gees werk nog altyd ewe kragtig op verskillende maniere. Ja. Maar die vraag is vandag, is ons gemeentes nie meer, is ons nie so skepe wat se seile verkeerd opgespan is nie. Ons doen alles wat reg is in 'n sekere manier, maar ons is nie meer ingestel om in daai wind te wees en te seil volgens die weë van die Here nie. Ons is nie soos hierdie skipkaptein wat een ding baie goed ken nie, en dit is hoe om te verander in 'n splitsekonde terwille van die wind wat aan die ander kant toe waai. En dan kan ons aangaan en sê, maar op die Pinkstersdag het hierdie gelowiges, die disippels, ook in verskillende tale gepraat, nie net in die hemelse taal nie, hulle verwys na verskillende tale. So die een het miskien een land se taal gepraat, die ander een 'n ander land, sodat almal wat die woord gehoor het wat verkondig is, dit in hulle eie taal kon hoor. Sê dit vir ons in 1 Korintiërs 14 vers 21 tot 22 die volgende. En is eintlik 'n antwoord op die vraag, moet ons dan vandag ook soos Handelinge in tale praat en al hierdie dinge doen? En die antwoord is eintlik nee, en ons het al daaroor gesels. Maar hoor wat sê 1 Korintiërs, dit sê, in die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Op die dag van Pinkster was God se krag sienend deur die vlamme op die manne se koppe, of dit nou simbolies was of nie simbolies neergepen is nie, maar dit was ook verbaal deur hulle wat in verskillende tale gepraat het. Dit was bedoel om 'n teken van God te wees, om die aanbreek van 'n nuwe
en ook die volgende waarhede, dat God in hierdie tydperk in ons sal woon en deur ons sal werk. Waar voorheen in elke ander tydperk het God met een persoon van die volk 'n pad gestap, en daai persoon was ook nie gevul soos wat ons vandag gevul is met die Gees. En die res van die volk moes hom gevolg het. En dis hoekom ons het laas Sondag ook daaroor gepraat, dat hulle elke profeet omtrent wat God gestuur het, verraai het en ook vermoor het op 'n stadium omtrent. Want die Gees was nie in die volk nie. En ek glo die tydperk van in tale praat in ons tydperk dan is ook verby. Die woord maak dit duidelik dat die gawe van tale sal verbygaan en so aan en so aan. En ek glo ons leef vandag in dit in die kerk self. Maar ons moet versigtig wees om te sê dat die gawe van in tale praat nie meer kan bestaan in areas waar die kerk nog nie geplant is. Want wie is ons om te sê die Gees of God kan nie iets doen? Maar waar is die plek vandag vir dit in die kerk? Wat se verheerliking sal plaasvind as ek vanoggend hierso in verskillende tale praat? Daar sal geen nut of doel wees daaraan nie, en eintlik sou dit net hoogmoedigheid gewees het. En dis hoekom die woord sê, as iemand in tale praat, moet daar iemand wees met die gawe om dit uit te lê. En dit het my altyd so opgewonde gemaak en bemoedig toe ek nou jonger was en geswat het, en julle weet ek's baie lief vir geskiedenis, en ek het so die boeke gelees van die verskillende sendelinge oor die eeue wat na verskillende plekke toe gaan het, en mense, dis so bemoedigend om te lees hoe hierdie manne onvoorbereid by 'n nasie opdaag wat hulle nie ken nie, hulle ken nie die taal nie, hulle ken nie hulle kultuur nie, maar as hulle daar aankom, seën die Here hulle om dadelik daai taal te verstaan, dadelik daai taal oor te skryf en sodoende te begin om 'n Bybel vir daai mense te skryf. God werk op wonderbaarlike maniere. En ek het al baie as predikant by 'n plek gekom waar vir die Here vra my, Here, hoekom waai die wind op ander plekke baie keer sterker volgens my as hier by ons? En die antwoord is, wat ek deur hierdie gedeelte vandag gekry het, of vanoggend, is dat die wind waai, ons is net nie ingestel om seile op te span, om in daai wind te seil. Maar dan kan ons die volgende vraag vra, en dit is, besef ons dat die Gees dieselfde werk vandag as wat hy gewerk het in Paulus en in Petrus en in al daai groot goddelike manne van die Nuwe Testament. Besef ons dat elke keer as iemand tot redding kom, dit 'n wonderwerk is, en ook besef ons gehoorsaamheid in dit self is 'n wonderwerk. Dat ons as vlees, as mens, niks kan doen wat God tevrede stel as dit nie was vir die Seun van God wat gekruisig was vir ons. Maar dan kan ons aangaan en die vraag eintlik beantwoord oor hoe moet die kerk lyk? En ons kry die antwoord in die res van die Nuwe Testament. Van Romeine tot en met Judas gesels dit oor die kerklike tydperk en hoe die kerk moet funksioneer. En waarop fokus hulle veral? Nie op tale praat nie, hulle fokus op liefde, die liggaam, die eengesindheid van die liggaam, en ook sodoende die roeping, die doel van die kerk. En mense, om eerlik te wees, in die moderne kerk het ons in al drie daardie geval. In die liefde, die eengesindheid en ook in die doel. Die doel kom vanselfsprekend as die liefde en die eengesindheid daar is. Die omgee. Nie net om te vra hoe dit gaan nie, maar om werklik te wil weet hoe dit gaan. Om by mekaar uit te kom, te bid vir mekaar, om vriende te wees en soos broers en susters mekaar te hanteer. En ek dink heel eenvoudig, as ek dit nog meer eenvoudig kan stel, ons as kerk moet optree soos die liggaam van Christus. Ons moet sy gehoorsaamheid
toon in hierdie wêreld, sy opoffering, sy liefde en sy wandel om te wees soos Christus. So eenvoudig. Maar ek dink nog voor die gehoorsaamheid is die ding waarmee ons werklik sukkel, is die opoffering. Ons sukkel daarmee om dinge op te offer ter wille van gehoorsaamheid. En as ons kyk, is dit baie maklik om te sê, ek sal sterf vir Christus. Ek sal al hierdie dinge doen vir Christus en vir God. Maar mense, as dit kom by die liggaam van Christus, sterf ons nie vir mekaar nie. Sterf ons nie vir mekaar na argument, sodat daar net vrede kan wees, en sodat ek in liefde die broer kan nader, op 'n ander stadium, sodat hy miskien die waarheid kan raak sien. Ons is nie meer lankmoedig met mekaar en sagmoedig met mekaar nie. As ek kyk na die kerke, en ek praat nie net spesifiek vandag van Springs of van Brakpan nie, maar as ek kyk na ons Afrikaanse kerke oor die algemeen, die kerk het al meer mense verstoot in hierdie land as wat ons regering het. As wat die vyand van die kerk het. Dit beloof ek. Ons kerk het nog nooit die beeld gedra wat dit moes gedra het, wat oorspronklik die doel was. Maar ons hou vas aan die tradisies, né? Tradisies mag nie verander nie. Al is ons ongehoorsaam en geen opofferende harte word te vind in die mensdom wat in die liggaam van Christus woon. Maar ampte word uitgedeel en salarisse word betaal en sodoende kerke word gebou en geplan en sendelinge word geld voorgestuur en gestuur na plekke toe. Waarvan gaan daai sendeling getuig oor see? Hopelik nie van die gebroke prent van die kerk in Suid-Afrika nie. 'n Mens, as ons kyk, as ons in die tydperk van Israel gewoon het, en ons was vanoggend by daai berg se voet, ek wonder hoeveel van ons sou skuldig gewees het en ook gesterf het saam met daai 3000 wat daai kalf aanbid het. Want hoeveel van ons aanbid dinge en plaas dinge bo God in die kerk vandag? Trent elke een van ons, om eerlik te wees. Ek inclusief. Daar is soveel dinge wat ek meer aan dink, meer belangrik ag en meer tyd aan spandeer as my verhouding met die Here. En sodoende is dit heel eenvoudig waar lê die probleem in elke een van ons. Nie in die teologie of die sienings of jy nou Calvinisties of Pinksterkerk is of Arminiaanse sienings het nie. Die probleem lê in bereidwilligheid om te verander. En dis hoekom Christus vir ons opgeoffer was om 'n voorbeeld te doen. Dis hoekom Paulus sê, ek leef nie meer nie, Christus leef deur my. Dis hoekom Paulus sê, dit wat ek wil doen, doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, doen ek. Want hy praat van die struikel. En natuurlik, ons woon in 'n tydperk van genade, maar mense, die genade, al weet ons dit sal nooit nie genoeg wees nie. Moet ons seker ook doen wat die Here van ons verwag. Dit maak altyd my hart bly, maar ook hartseer as ek hoor van die mense oor see in die Midde-Ooste wat tot redding kom en sterf 'n dag of 2 daarna ter wille van die Here. Dan dink ek, hulle het nog nooit gehoor van Jesus nie. Hulle ken hom 2 dae en daai man en sy familie gaan sterf 'n dag daarna vir Christus. Ons ken hom al vir 2000 jaar as die kerk. En ons sterf nie vir hom. Ons sterf nie in onsself ter wille van 'n verlore ou op die straat of 'n geliefde broer in die kerk wat miskien nie saam my stem nie. Ons het groter bekleierye in die kerk oor dingetjies wat verander as wat ons het oor doen ons nog die regte ding. Filippense 2 vers 5 tot 8 gaan ek nou lees. En dit is my gebed vanoggend en ek weet ek word ook in kluisings vermaan hier.
Maar mag ons begin fokus op die beeld in hierdie gebroke wêreld, die beeld van Christus wat ons uitdra. Want baie keer dink ek, as ons nou veral ons na die silkombuis gehad het, wat ek nou bygewoon het, dan dink by myself, wat sien daai ou wat daar sit? Sien hy net die kos, of sien hy vir Christus wat die kos vir hom gee? Ek dink daar's 'n groot verskil, want die moslems deel ook kos uit, die hindoeïsms of die hindoes doen dit ook, tot die ateïste wat nie eens glo daar is iets doen dit nie. Tot lande wat nie God dien nie, gee vir lande wat vir God dien kos. Is dit nie so? Maar wat is behoort anders te wees? En dis Christus. Maar Christus kan nie uitkom van binne af as ons met hierdie hoogmoedigheid van geen opofferende liefde optree in hierdie wêreld, geen verandering nie. En mense, nou praat ek nie eens oor Bybelstudies of kennis nie, want daai ou wat vir Christus vir 2 dae ken, weet 10 net van hom aan die kruis, weet miskien van sy doop en weet dat hy gedoop moet word. Hy ken miskien nie eers vir Paulus en vir Petrus nie, maar hy sterf en hy gaan daai dag in die koninkryk van die hemel opeindig. Want hy het geloof, ware geloof. En ware geloof, die fondasie daarvan word nie gekweek deur kennis nie, maar deur gehoorsaamheid. Filippense 2 vers 5 tot 8 sê vir ons, want hierdie gesindheid moet in julle wees, want ook in Christus, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja die dood van die kruis. As God mens kon word, kan ons slym en slak word, as ek dit so mag stel. Hoor wat ek sê, as God mens kon word en homself verneder het, vir 'n opoffering kan ons slym en slak word. Ons kan die laagste van die laagste word ter wille van 'n ander. Ek hoop ons besef dit. En ek hoop ons 'n bereidwilligheid om nie altyd net, ek dink ons word groot vir al die jonger mense in 'n era waar dit gaan oor jy moet die beste hê, né? As jy nie daai kar ry of daai huis het of daai klere dra, dan is daar nie betekenis aan jou nie. Maar as omrede die jonger generasie geen besef het en betekenis daarvan wat ware betekenis is nie, wat ware liefde is nie. Dis hoekom hulle vind dit in sosiale media. Dis hoekom hulle kort mense om vir hulle te sê, hoe hulle lyk goed. Nee, ons is so gepla oor hoe ons aantrek, hoe ons lyk, en as iemand nou net iets sê oor hoe ek lyk, dan is dit die einde van die wêreld. Is dit nie waar nie? As ek nie die beste foon het of die coolste foto op daai platform plaas nie, dan gaan my vriende my los. En is dit nie hartseer hoe ligsinnig en ook oppervlakkig die wêreld geword het nie? Maar Christus sê sterf in daai aspek en jy sal gelukkig wees. Is dit nie waar nie? Elke liewe keer in my lewe waar ek myself gevind het volgens wêreldse standaarde waar ek gelukkig moet wees, was dit die mees ongelukkigste. Maar die kere waar ek in die wêreldse standaarde die ongelukkigste moes gewees het, was ek die gelukkigste, want my verhouding met die Here was tot die sterkste. Ja, natuurlik die situasie om my was miskien nie lekker nie, maar ek het vrede en liefde by die Here gevind. En eintlik, ek is bietjie versigtig om dit te sê, maar mag die Here ons weer op ons lewe. Elke persoon in sy eie situasie, dat ons weer kan suffer en besef wie aanbid ons. Wie is in beheer, wie se besittings besit ek, wie se kinders is in my lewe. As hy moet wegneem, moet hy wegneem. Want mense in die kerk kan nie langer so voortgaan nie. Dis 'n skande. Ek dink as Paulus en Petrus so gekyk het vir ons gemeentes,
sou nie eens gedink het, dit is 'n ware kerk van Christus nie. En sodoende sluit ek af, mag ons nie langer veg onder mekaar nie. En begin as een liggaam optree, as volwasse mense in die geloof en gegroeid in die waarheid, reg en bereid vir die opofferende lewe as kinders van die Here, doelgedrewe in die doel om hom te verheerlik. En ons kan dit alleen doen, Here, opofferende gehoorsaamheid mense. Dit is al. Mag ons sterf ter wille van ander, in ons eie denke, in ons eie hoogmoedigheid, en ook in ons kerk. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons sê vir U vanoggend dankie die Here. Vader, ons prys U vir 'n dienste soos vanoggend wat ons aanspreek en skerp aanspreek. En Vader, ek het luister. Vader, daar is soveel dinge in ons lewens wat ons plaas werklik bo U. En Vader, mag U vanoggend vir elke persoon wat dit ontken tans in sy denke en in sy hart, mag U hom vermaan op hierdie oomblik. Daai hoogmoedigheid wegvee en sê, jy is skuldig deur U Gees. Mag ons besef dat U Gees is nog steeds so kragtig hier op aarde en werk net so kragtig, dit vat nie bereidwilligheid, opoffering en ook sodoende gehoorsaamheid om U te volg. Mag ons deur hierdie opoffering, liewe Heer, mag U mense dan stuur. Mag U ons stuur om daai mense te gaan haal in hierdie gemeenskap wat U nie ken nie. En mag ons begin optree as U kerk. As 'n kerk van Christus wat U opoffering aan die kruis uitleef in hierdie wêreld. Wat niks te sê het vir iemand as hulle ons te nakom nie, behalwe goeie woorde en seëninge. Mag ons nie langer optree met woede in ons harte, met kwaad en met laste op ons skouers en ook sodoende uitbarstings hê nie. Mag ons in beheer wees van ons emosies, van ons denke, en mag ons met wysheid en liefde optree. En mag ons begin sterf vir hierdie gebroke wêreld. Vader, ek bid ook vir ons broers en susters wat vanoggend nie hier is nie. Vader, net U alleen wat weet hoekom. Maar Vader, mag U vanoggend hulle ook vermaan. Mag U hulle ook bemoedig om te verander en te vernuwe, om hulle self op te offer ter wille van U. Dat ons sal besef dat geen brug is te hoog of dal te laag vir ons om U te volg. Want U is saam met ons. U woon in ons. U bekragtig ons, bemoedig ons en ook lei ons, liewe Here. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Julle kan staan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou.